Bedseber-seningsvideo's vir prinsessies wat TLC nodig het, week 9. God is die God wat vir ons appetizers gee, wat vir ons klein happies gee van die wonderlike dinge wat hy vir ons beplan. Net om vir ons te inspireer en te motiveer om nog dieper en nog harder in sy arms in te val. Ek bid vandag vir jou dat God vir jou die appetizers, die voorgeregte sal gee van die dinge, wonderlike dinge wat hy vir jou beplan. Net soos wat ons 'n trailer van 'n fliek kyk en sommer opgewonde raak om die fliek te sien, mag God jou ook so amaze van die wonderlike dinge wat hy nog vir jou beplan. Mag God jou geestelike stappe so maklik en so noodsaaklik maak soos tande borsel of soos hare was. Met my werk as 'n mondhygiënis probeer ek vir my pasiënte te leer om self te voel met hulle tong, dis nou tyd om tande te borsel. Wat daarvan as ons gebed ook so noodsaaklik en lekker vir ons raak soos om tande te borsel of ons hare te was of om ons beenhare te skeer. Ek onthou toe ek 'n kind was, daar is 'n groot ouderdomsverskil tussen my en my jonger boeties. Sy my baba boetie altyd vir my ma gevra het, hoe ver nog wanneer ons gery het? Omdat hy nog nie die konsep van tyd verstaan het en sy my ma dit verduidelik het in terme van 'n skooldag of 'n kerkdiens. Sy het vir hom bakens gegee wat sy jong hartjie kan verstaan. Are we there yet? Kan ons dit vir God vra om te vra hoe lank nog moet ek wag vir my uitkoms? Ek glo ons kan. So vandag wil ek vir jou bemoedig om te sê vir God, om te vra vir God, hoe lank nog moet jy wag vir jou uitkoms? Mag hy dit ook so mooi vir jou verduidelik, soos my ma dit vir my baba boetie verduidelik het. Ek dink daar is baie meer geestelike armoede en bankrotskap as wat daar fisiese armoede is. Net soos wat wanneer ons fisies arm is, mag God ook van ons openbaar dat ons is geestelik bankrot, arm of 'n welsynsgeval. Mag God op sy eie unieke manier van geestelike welvaart wat hy vir ons wil gee. Dalk is dit die dieper betekenis van soek allereers die koninkryk van God. En net so wat ons finansiële adviseurs kry wat vir ons investeringsadvies gee, mag ons ook so gaan soek na geestelike adviseurs wat vir ons kan raad gee hoe om geestelike welvaart te bereik. Ken jy die liedjie in die ou film Armageddon, die liedjie van Aerosmith, I do not want to miss a thing? Mag ons ook so begin voel oor God, wat ons net konstant kommunikasie kry van hom af. Net soos wanneer ons verlief is en ons hoop op 'n WhatsApp van 'n spesifieke persoon, mag ons net meer en meer needy en desperaat raak na sy WhatsApp boodskappe, dat ons met all wide-eyed wonder na hom kyk en sing, I don't want to miss a thing from you, Lord. I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do. I'd still miss you, baby, and I don't want to miss a thing. Die Bybel leer ons dat lag is die beste medisyne. Een van my gunsteling films is Arthur. Dit is baie snaaks maar mooi ook. Nie slapstick comedy nie, maar goeie, haarfyn komedie. Dit is my gebed en my wens en my seëning vir jou vir hierdie week. Mag jy Arthur film snaakse oomblik kry sodat jy kan lag en van die beste medisyne kan kry vandag.
Al moet God sy engele stuur om jou te kielie sodat jy kan lag, sodat jy daardie goeie koktail van happy hormone kan afskei. Het jy nie geweet dat God wil vir jou volkome blydskap gee nie? Mag jy 'n geseënde week hê.